verenigd saam in gebed. Liefdevolle Heer en Hemelse Vader, baie dankie vir U genade en U liefde, U grootheid, U almag en soewereinheid oor ons lewens. Nie net ons nie, maar ook die wat voor ons was, en ek verseker die wat na ons sal leef en bestaan. Maar U is die God wat onveranderlik is, dieselfde gister, vandag en môre. Daarom weet ons ook, Here, dat wanneer U hand van versorging en liefde en veiligheid en beskerming oor ons hou, dan is dit iets wat ons kan vasklou. Want net soos wat ons ook kan terugkyk in ons eie lewens en in ons volkse bestaan, sien ons elke keer raak, Here, dit is U hand wat uitkoms bring en bied. U wat die gebede antwoord en verhoor, U wat met genade aansien, barmhartigheid laat geskied, dan ook geduldig wag op ons. Baie dankie dat ons saam met Dawid kan bely dat ons die goedertierenheid ken. Ons vra, Here, dat U ook dan vanoggend so hierdie woord tot elkeen van ons sal spreek, dat ons vanoggend ook in Jesus Christus die vermoë sal hê om as 'n herstelde beeld te antwoord op dit wat ons hoor en dit wat van ons gevra word en veral ook dit wat van ons verwag word. Ons is swak en sondig en nietig en ons weet, Here, uit ons eie uit kan ons niks goeds doen nie. Ons ken onsself die beste, ons kan nie eers hierdie dag aan U wy nie. En daarom smeek ons, Here, vir die wysheid, die Gees en die woord, om ook God welbehaaglik te kan lewe, te kan praat, te kan doen, te kan beplan en besluit. Dat waar mense ons sien optree, waar hulle ons hoor praat, waar ons onsself bevind, dat wanneer hulle na ons kyk, daar 'n heilige jaloesie sal ontwikkel oor die geloof wat ons vanuit die vrug dra. Ons weet, Here, dat is juist geleenthede soos hierdie wat ons in staat stel om meer te weet, sodat ons ook meer kan wees. Ons dink besonder oor in elkeen op ons voorbereidingslys en die afsterwe van Dominee Albert, dan jy weet, wat ook lang hier bearbei het as die herder van hierdie gemeente, Dominee wat geliefd is. Ons dink ook, Here, dat U daar uitkoms en vertroosting sal bring soos net U kan. Ons dink besonder oor aan die Hatting gesin, waar ons so dankbaar is vir die goedheid en die grootheid en besonder dat ons vir klein Melanie op, Here, en ons vra. Dat U ook sal aanraak in die hand van genesing en herstel, dat U ook die storms wat in sy gebied woed, dat U dit sal stil maak. Ek dink besonder aan Dani wat ook op 'n lang pad loop van herstel en gesondheid saam met die kanker, en ons weet, Here, dat dit is vir ons moeilik om dit te begryp, maar die grootheid strek ver bo ons menslike verstand. U is die gewer van alles wat goed is en daarmee saam ook die lewe. Ons dink aan diegene wat ingaan vir operasies, diegene wat voor prosedures staan en die week wat voorlê, mag U vir hulle 'n rustigheid bring, 'n kalmte met die wete dat U in beheer is en beheer sal bly. Ons dra elkeen op wat voor die teaterdeur sal staan met angstigheid. Mag U die rustigheid bring wat net van U afkom, maar wat elkeen van ons ken. Dankie, Here, vir die hand van seën en ons skep aan U as die volmaakte kunstenaar is besig met hierdie meesterstuk waar ons die voorreg het om as toeskouers te kan aanskou. Elke dag in die afgelope week, 2 weke sien ons die verandering, ons beleef die lewe in die natuur. En net soos wat U hierdie natuur en die skepping gevoed het en tot nuwe groei gestuur en gebring het, vra ons ook so, Here, dat U dit vanoggend in elkeen van ons harte ook sal doen. Seën ons met die geestelike seëninge wat ons nodig het om lewend te raak. Wat ons weet, Here, ons was dood vanweë die misdade, maar dit was ons lewendig vanweë die genade. Daarom bid ons dat hierdie genade genoeg sal wees vir elkeen van ons, om ook 'n antwoord op die roepstem van U vanoggend. Seën ons ook in hierdie diens, ons bid dat U oor die eie eer sal waak hou en dat U ook deur die Gees ons sal lei, dat hierdie diens Bybel sal wees, maar ook sal strek tot eer op die heerlikking van U naam, uitbreiding van U koninkryk en die behou van elke sondaar.
In Jesus naam bid ons dit deur die werking van die Gees. Amen. Ons lees Romeine 5 dan saam daarvan op die 12de vers tot en met vers 21. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Want voor die wet was daar al sonde in die wêreld, maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat 'n voorbeeld is van hom wat sy kop. Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie, want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer in die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus vir baie oorvloedig geword. Nie soos deur een wat gesondig het, is die gawe nie. Want die oordeel was uit een tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak. Want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. En soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. Want die wet het daar bygekom, sodat die misdaad meer sou word, en waar die sonde meer geword het, die genade nog meer oorvloedig geword. Sodat, soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus, ons Here. Tot sover die skriflesing en die woord van die Here. Die 3 verse wat ons dan gaan kyk, in vanoggend se prediking is vers 12, vers 15 en vers 19. Ons gaan dit weer in die prediking herhaal, so ek gaan dit vir ons nou lees nie. Mag elkeen wat ook dan so vanoggend die woord van die Here gehoor het, die saligheid in Christus Jesus ervaar en beleef, en sy naam aan opsluit en waarvoor ons gaan lewe. Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons gaan so 'n bietjie ons gedagtes, ons verbeelding moet gebruik. Ek wil u terugvat na 'n besondere toneel toe, 'n unieke toneel, ek dink 'n toneel wat selfs die kinders vanoggend baie goed sal ken. Stel jouself voor 'n tuin, 'n lieflike tuin, die mooiste tuin wat jy aan kan dink. 'n Vars tuin, 'n stil tuin, 'n tuin vol lewe en mooi en pragtig. En in hierdie tuin is daar 'n mens wat wandel. Hy wandel in daardie tuin sonder vrees, sonder benoudheid, sonder skaamte. Alles wat hier voor hom afspeel in perfekte, volmaakte harmonie. Al wandelend praat hierdie mens met die lewende God, en die lewende God praat met hierdie mens. Daar is vrede, daar is geregtigheid, daar is liefde, daar is heiligheid in elke tree wat hierdie mens neem. Nou hierdie mens se naam ken ons baie goed. Dit is Adam, die beeld van God op aarde, die eerste mens. Maar dan ken ons die verhaal ook baie goed, dan gebeur daar iets verskriklik tragies. 'n Eie keuse, een bewuste daad van ongehoorsaamheid, en alles wat so mooi is, en alles wat so lieflik is, en alles wat so loflik is, vernietig. Alles het verander. Hierdie tuin wat stil was en vol lewe was, word nou 'n tuin van spanning, 'n tuin van onsekerheid, 'n tuin van hopeloosheid, 'n tuin van seer en selfs die dood. Die mens, hierdie mens se hart word verdraai en verhard. En die wêreld
wêreld begin gebroken raak. En ons ken hierdie gebrokenheid baie goed vandag tot in ons samelewing, in ons gemeenskappe, selfs in ons gemeentes. Maar as ons nou eerlik met onsself is, dan ken ons hierdie gebrokenheid veral vanoggend in ons eie harte. Ek ken dit in myself. Ek ken dit in die eie ek. Ons leef dikwels asof iets ontbreek. Ons kry nooit onsself gevul met tevredenheid of met geluk of vreugde nie. Ons leef asof die beeld van God in ons lewens nog beskadig is. Dis hoe ons leef, kom ons wees eerlik met mekaar. En wanneer ons hierdie gedeelte saam lees, dan neem dit ons gedagtes toe na twee persone in die Bybel wat ek glo die hele wêreld van moet kennis neem. En hierdie twee persone is Adam en ons Here Jesus Christus. Die een is die oorsaak dat daar dood is. Die een is die oorsaak dat almal die dood verdien. En die ander een, natuurlik die Here Jesus Christus, bring vir baie die lewe, maar ook die ewige lewe. Die een het die beeld van God afgebreek en die ander een se doel is om hierdie gebroke beeld weer in die mens te herstel. En daarom gaan ons vanoggend na 3 punte kyk. Die eerste punt is die eerste Adam en die gebroke beeld. Die tweede punt is die tweede Adam en die herstelde beeld. En die derde punt, die praktyk, die toepassing, hoe nou? Hoe moet ek en jy nou lewe? Hoe moet ons lewens lyk en ons lewens ook dan klink? Nou die eerste punt, die eerste Adam, die beeld is gebreek. Paulus sê in Romeine 5 vers 12, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood. Deur die sonde die dood. Nou die Griekse woord hier vir dood is thanatos. Thanatos, wat beteken daar's die 3 soorte van dood, as dit so kan beskryf. Daar is die fisiese dood. Dan is daar die geestelike dood. En dan is daar die ewige dood. Nou die fisiese dood, die almal ken ons. Dis wanneer die siel en die liggaam van mekaar geskei word. Die geestelike dood is wanneer jy as ware vervreemd raak vanaf God. God gee jou as ware oor aan jou hartsbegeertes. Hy onttrek homself van jou, maar hy bly nog steeds soewerein en God. En dan die derde is die gevolg van die sonde, die ewige dood, wat ook in Afrikaanse terme dalk beter verstaan word as die hel, die ewige dood. En wanneer ons kyk na Paulus se gebruik van hierdie woord dood, dan fokus hy veral op die tweede dood. Dat ons moet versigtig wees om van God vervreemd te raak, want dis wat nou besig is om te gebeur met die mens. Dit is wat Adam veroorsaak het. Dis die omstandighede waarin die mens verkeer. Adam was nie maar net bloot 'n gewone mens gewees nie. Nee, hy was baie meer as dit. Hy was die verbondshoof van die hele ganse menslike geslag en mensdom. Wat met hom gebeur? Raak nie net hom nie. Wat met hom gebeur, raak ook vir jou en vir my. Die gevolge van sy optrede, sy oortredinge en sy sonde, dra hy nie alleen nie, o nee, geliefdes, ons dra dit vandag nog steeds. Dit het ons almal geraak. Ons kan saam van jou te sê dat Adam het namens jou gelewe en hy het namens jou gekies, maar hy het ook namens jou dan geval. Volgens die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 14 word die beeld van God in Adam soos volg beskryf, want die beeld van God word baie keer gesien as dat ons in liggaamlike dieselfde as God moet wees, of soos God moet lyk. Dit beteken glad nie dit nie. Die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 14 van het vir ons so mooi saam deur die volgende 3 punte, om die beeld van God geskape te word, beteken dat Adam geskape was in ware kennis. Hy het God intiem geken. Hy het God lief gehad en hy het saam God gewandel
en hy het geleef sonder vrees en sonder twyfel. Hy het geweet wie is sy God. Maar hy was ook geskape met geregtigheid. Geregtigheid wat beteken dat Adam het in die regte verhouding met God gelewe, want hy het ons nou geken. Hy het die wil van God nie net geken en gehoorsaam nie, maar dit was vir hom genotvol om die wil van God te doen, om dit toe te pas, om daarna te streef. Dis wie Adam was. Die derde punt was hy geskape in heiligheid, sonder sonde, nie gebrek gehad nie. Hy het in die volmaakte verhouding saam met God geleef. Daar was ook by hom geen skaamte gewees. So wanneer mense na Adam se lewe kyk, was dit 'n spieelbeeld van God se karakter. As iemand na Adam gekyk het, of iemand het Adam gehoor praat, kon hulle iets van God sien, of iets van God hoor, van sy liefde, van sy waarheid, van sy geregtigheid, en sy heiligheid. Maar toe kom die val. Ons ken dit baie goed, artikel 14 van die NGB van dit verder en sê, van die gebod, dis die proefgebod waar Adam natuurlik die vrye wil gehad het om vir of teen God te kies. Ons weet wat hy gedoen. Ons baie hartseer daaroor, want hierdie gebod van die lewe wat hy ontvang het hy oortree. En homself van God, wat sy ware lewe was, deur die sonde afgeskei en sy ganse natuur verdorwe. En in al sy weë goddeloos, verkeerd en verdorwe, het hy al sy uitnemende gawes verloor, wat hy van God ontvang het. Hierdie hoof van die mensdom, die menslike geslag. Adam, die mens, sy hele natuur is verdorwe en daarmee die beeld van God in hom besoedel en absoluut vervorm. Adam het nie hierdie beeld verloor deur swakheid nie. Adam het nie hierdie beeld verloor omdat hy nou ongelukkig geval het of per ongeluk die verkeerde besluit geneem het of gestruikel het oor sy woorde nie. Nee, wat ons moet verstaan van Adam is, hy het doelbewus gekies teen God. Hy het as ware 'n opstand op 'n rebellie gelei teen die enige ware lewende God wat hy so goed en intiem geken het. Hy het self besluit, bewustelik die gevolge. Hierdie God is nie vir my. Artikel 15 van die NGB sê verder, ons glo dat deur die ongehoorsaamheid van Adam die erfsonde uitgebrei het oor die ganse menslike geslag. Dit is 'n verdorwenheid van die hele natuur en 'n erflike gebrek waarmee die kleinkinder selfs in die moederskoot besmet is en wat in die mens allerhande sondes voortbring. Verder sê die NGB artikel 15 die volgende: die sonde, dit wat ons verkeerd doen, hierdie wat nou maar vanuit ons natuur na vore kom, dit is so lelik en gruwelik voor God dat dit genoegsaam is om die ganse menslike geslag, dus die mensdom, te verdoen, tot niet te verklaar. Die beeld van God is nie net vernietig in die mens nie, maar dit is verdraai, dit is beskadig, dit is onherkenbaar vervorm. Waar daar kennis van God moes wees, waar ons die regte besluite moet neem, waar ons reg moet optree, waar ons reg moet doen en reg moet praat, is daar nou absolute verwarring en ongeloof. Waar daar geregtigheid moes wees, waar ons in die regte verhouding met God moet saamleef, is daar nou korrupsie, selfsug en die eie belang in ons harte. Wees maar eerlik met jouself. Waar daar heiligheid moes wees, is daar nou sonde, skaamte en gebrokenheid. Ons sien dit in die wêreld rondom ons. Ons sien dit ook in onsself. Ons dink verkeerd.
oor God, want ons verstand is verdraai, heeltemal te bevlek met die wêreld en die wêreldse gebeure en doen en late. Ons kies verkeerd. As ons moet kies tussen kerk of iets anders, kies ons so gereeld iets anders. Want ons het 'n korrupte hart in ons binneste. En ons leef verkeerd. Ek dink ons doen baie meer sonde in ons lewe as wat ons goed doen. Want ons hartsbegeerte is sondig en wêreldsgebonde. Die probleem van die mens is nie maar net, ek is swak en ek is swak sondige natuur nie, nee. Die groot probleem van die mens is dat die beeld van God is gebreek in jou. Ons is nie net onvolmaak nie, ons is van binne af vernietig en gebreek. Dis nou die eerste beeld, dis nou die Adam gedeelte, die eerste Adam. Die tweede punt is die tweede Adam, die beeld word herstel. Soos Paulus het so kosbaar geskryf het, dankie tog, en ons moet die Here baie dankbaar wees dat Romeine 5 nie stop by vers 12. Baie bly wees dat die Here ook in sy genade ons aansien en meer geskryf het en meer verduidelik het tot en met vers 15, waar daar staan, maar dit is met die misdaad, nie soos met die genadegawe nie. Adam het sonde vermenigvuldig, Christus bring genade oorvloedig. Adam het die dood gebring, die ewige dood gebring. Christus bring die lewe, tydelik en ewig. Adam het die beeld gebreek. Jesus Christus het dit kom herstel. Jesus Christus is nie maar net 'n mooi voorbeeld vir die mensdom, een om na gekyk te word nie, nee. Hy is die tweede Adam. Hy is die hoof van die nuwe mensdom, die verbondsvader van die nuwe kudde. Hy het nie gekom om net jou skuld te vergewe nie, nee, geliefdes, as dit alles wat die Vader en sy Seun vir jou gedoen het, sou hy bloot maar net die hemele laat oopgaan het en Jesus Christus op 'n wolk aan die kruis laat hang het. As hy net vir ons sondes kom sterwe het, nee, hy het jou beeld kom herstel. Hy het jou beeld kom herstel, kom regmaak. Kolossense 1 vers 15 sê, hy is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene van die hele skepping. Hy is die volmaakte mens. Hy het kom regstel en regmaak. Aan hom is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Hebreërs 1 vers 3 sê dit so mooi. Hy is 'n afskynsel van God se heerlikheid, 'n afdruksel van sy wese, die volmaakte beeld. Wat Adam verloor het. Ware kennis, geregtigheid en heiligheid, openbaar Christus Jesus volmaak. En nou kom die wonder van die evangelie. Wat Christus Jesus is, word ek en jy. Wat hy is, word ek en jy. Wat hy gedoen het, geld vir jou. Wat hy besit, gee hy vir jou. Die wonder van sy groot genade. En daarom sê Paulus in vers 19 die volgende, want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. En ons moet nou mooi let op Paulus se woord gebruik. Hy sê nie hier dat die wat nou saam met Christus lewe, sy sondes maar net bloot vergewe word nie. Of die skuld of die las van hulle al weggeneem word nie. Nee, wat Paulus hier skryf is, hy sê dat hierdie mense sal geregverdig wees. Hulle sal regverdig verklaar word deur die lewende God. Nie maar net vry van oordeel nie, maar herstelde beelddraers van God. Artikel 15 sê vir ons van die NGB, Christus het die vloek gedra, sodat ons kindskap, geregtigheid en heiligheid kan ontvang. Wat ons in Adam verloor het, die ware kennis, word herstel in die Here Jesus Christus, ware geloof en die waarheid. Wat ons in Adam verloor het, die geregtigheid, word in Christus geherstel.
die regverdigmaking en gehoorsaamheid en die inwerking van die Heilige Gees, wat ons in Adam verloor het, die heiligheid, word in Christus herstel, die heiligmaking en Godgerigtheid. Ons is nou in staat om op God te fokus en sy wil te soek en te doen wat hom behaag. Christus herstel nie net dat Adam gebreek het nie, hy kom maak dit nuut, suiwer, volmaak deur sy Gees. En hierdie herstel is nie net vir ons eie voordeel nie, geliefdes, ons moet dit uitleef, 'n getuienis vir die wêreld word. Ons moet die lewe van Christus weerspieël in alles wat ons doen. En dan kom ek by die laaste punt. Die beeld is gebreek en die beeld is herstel. Hoe leef jy? Wat beteken dit vir jou en vir my? In die eerste plek, daar is 3 punte. Die eerste plek beteken dit, jy is nie meer 'n gevangene in Adam nie. Jy dra nie meer die gevolge van sy oortredinge nie. Jy is 'n nuwe skepsel in Jesus Christus. 2 Korintiërs 5:17 sê dit so mooi. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Vanoggend vra ek vir jou die vraag: is jy in Christus? Ken jy Christus Jesus, jou Here? Want as jy in hom is, sê die Bybel vir jou, jy is 'n nuwe skepsel. Jy kry deel aan hierdie herstelde beeld van God. Die tweede punt, is hierdie herstelde beeld wat ons nou van gehoor het, is 'n proses. Christus kom en hy gee die nuwe identiteit, maar die Heilige Gees vorm dit elke dag. Deur die woord, deur gebed, deur die kerk toe kom, deur dienste bywoon, sakramente bywoon, die nagmaal, die doop. Deur gehoorsaamheid aan God, deur jou fisiese bewuslike stryd teen die sonde en selfs deur beproewinge. Hierdie vorming kan uitdagend wees, maar dit is presies wat ons geestelike lewe volmaak maak. Ons leer deur ervaring, vergifnis en nederigheid om meer soos Christus te word. Hoor hoe duidelik stel Efesiërs 4:24 dit. En julle moet julleself met die nuwe mens beklee, wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Want julle is mos nou in Christus. Ons loop in sy verlossing. Ons deel aan sy lyding en ons deel aan sy oorwinning. En die derde punt. Die wêreld moet hierdie herstelde beeld in jou kan raak. Hulle moet dit kan sien, sonder woorde. Moet hulle kan sien dat jy die herstelde beeld van God in Jesus Christus is. Jou lewe moet wys dat jy nuut is. Dan kan die vraag vra, hoe lyk hierdie herstelde beeld in jou huis? Daar waar die deure vir die wêreld toegemaak word. Hoe lyk die herstelde beeld in jou huis? Dien jy die Here in jou huis? Streef jy na geloofsvolwassenheid in jou huis? Soek jy die wil van God in jou huis? Sal die Here tuis voel in jou huis, waarmee jy besig is, wat jy doen? Hoe lyk hierdie herstelde beeld in jou huwelik? Is die huwelik soos die Bybel se riglyne dit vir ons leer in Efesiërs 5, vrouens wees in julle mans onderdanig en eerbiedig, en mans julle moet julle vroue lief hê soos Christus die gemeente lief gehad het, maar bo dit in vers 20, soos ons aan mekaar onderdanig is in die vrees van die Here. Dis die Here waarom jou huwelik draai. Is hy die as
aan jou huwelik en hoe jy met mekaar werk en in gesinsstrukture. Hoe lyk hierdie herstelde beeld in jou werk? Is jy eerlik? Is jy diensbaar? Dra jy goeie vrug? Leef jy getuienis en gaan met die Here deur jou werk? Hoe lyk hierdie herstelde beeld in ons gemeente? Bring jy 'n geestelike eenheid na hierdie gemeente toe? Streef jy na eenheid in die geloof? As jy meelewend, is jy betrokke? Werk jy saam in hierdie liggaam waar Christus uit genade uit vir ons dit geskenk het? Hoe lyk hierdie herstelde beeld in jou karakter? Vloek jy? Drink jy te veel? Laster jy? Steel jy? Neem die begeertes van hierdie wêreld jou hart oor? Jy moet nie net beter wees as ander nie, jy moet Christus gerig wees. Dis die verskil tussen die wêreld en God. En dan kom die baie sensitiewe vraag. Hoe lyk hierdie herstelde beeld in jou vakansie? Sal jy jouself in die huis van die Here bevind? Sal jy nog steeds voortbou op huisgodsdiens, Bybel lees, bid en die voorbeeld vir ons kinders wees, wat hulle verdien wat ons beloof het by die doopvond? Ek sal met leer en lewe 'n voorbeeld vir my kind wees. Die wêreld het genoeg gebroke beeldmense. Die wêreld soek herstelde beeldmense, Christusmense, mense wat lig dra in 'n donker wêreld, mense wat hoop en liefde openbaar, waar daar wanhoop en haat en sonde en gebrokenheid is. En ek sluit af. Vanoggend staan daar dus 2 Adams voor ons. Die eerste Adam en die tweede Adam. Die eerste Adam het geval. Die eerste Adam het die beeld gebreek. Die eerste Adam bring die dood, geestelik en ewig. Die tweede Adam het oorwin. Die tweede Adam het die beeld herstel. Die tweede Adam bring die ewige lewe. As jy nog in die eerste Adam is, jy sal weet, kom na Christus, so gou as moontlik. Maar, as jy in Christus is, gaan wees die nuwe skepsel wat jy veronderstel is om te wees. Gaan wees die nuwe beeld, en gaan leef soos hierdie nuwe beeld. Moet die Here jou God nie versoek nie. Want hy is 'n verterende vuur. Waar sonde oorvloedig geword het, sê die woord, het genade baie meer oorvloediger geword. Mag dit vir ons genoeg wees, al in hierdie tyd wat voor lê. Amen. Kom ons dank. Hiervoor die Here, Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het, om ook vanoggend die woord te kan hoor. Ons bid, Here, dat U ook so met ons sal wees, dat ons hierdie herstelde beeld sal wees in hierdie vakansie. Ons bid, Here, dat ons ook elke Sondag U sal gaan opsoek, daar waar U te vind is. U het dit so mooi gestel aan Dawid, wat aan Salomo gesê het, as jy my soek, sal ek my deur jou laat vind. Mag ons U vind, ook elke Sondag. Diegene wat nog in die eerste Adam leef, veral as hulle kyk na hulle eie lewensbegeertes en behoeftes, bid ons, Here, dat hierdie boodskap ook vir hulle sal dra en lei tot bekering, berou, en ook om op te staan in die nuwe skepsel van Jesus Christus. En Jesus naam bid ons in die werking van die Gees. Amen.